gaan nie vra vanmôre, as dit reg is, ek gaan 'n bietjie lank wees vanmôre. Is dit reg? En as jy voel dit is te lank, wys vir my stop, dan staan ons op en ons gaan dit 'n bietjie asem skep. Want daar is 'n konsep wat ek moet deurdra. Ons het verlede week daaroor gepraat, maar ek kon dit nie klaarmaak nie. En ek sal dit moet klaarmaak. En ek moet dit ook oor die lig gee, sodat die liggaam van die Here Jesus uiteindelik weet wat werklik op die kruis plaasgevind het. Daar is 'n bietjie misleiding. Daar is 'n bietjie misleiding. En ek wil kyk of ek vanmôre jou gaan help om vry voor God te wees. Ek sê dit, ek gaan jou help vanmôre om vry voor God te wees. En so ek gaan nie vra, as jy 'n notaboek het, Toepie, as jy 'n boek nodig het, of wil aantekeninge neem, jy's baie welkom, het jy een, of moet ek vir jou een gee? Het iemand vir Doepie 'n pen? Baie welkom, Doepie. En ek hoop jy sal dit baie interessant vind. En dit gaan nie net oor die interessantheid nie, dit gaan oor die volheid van die So ek gaan vanmôre begin om vir jy so 'n bietjie 'n agtergrond skep. En dan gaan ek na die woord toe. En ek kan, soos ek sê, ek gaan 'n paar skrifgedeeltes gebruik. Ek gaan 'n redelike paar gebruik. En maar verdra my so 'n bietjie, alright? As almal reg is, dan jy kan dalk jou Bybels oopmaak as jy wil by die boek van Romeine hoofstuk 2. Ons gaan dis die eerste vers waarna toe ek gaan, maar ek wil eers net gou 'n bietjie 'n fondasie lê van dit wat reeds op die bord is. Ek het juist voor die tyd geskryf sodat ek 'n bietjie probeer tyd spaar. Ons weet dat toe die Here Jesus op die aarde gekom het en toe hy voor Pilatus staan, toe sê Pilatus vir die skrifgeleerdes en die fariseërs, ek wil graag hierdie man vryspreek. Want ek kry nie 'n fout in hom nie. Maar hulle maak 'n stelling. Hulle sê, ons het 'n wet. En volgens ons wet, ons het 'n wet, en volgens ons wet moet ons hom doodmaak. Want hy het die stelling gemaak dat hy 'n seun van God is. En as hy in ons kultuur die stelling maak dat hy 'n seun van God is, dan stel hy hom gelyk aan God en daarom moet ons hom doodmaak. En volgens ons wet, hoor jy wat ek sê? Volgens ons wet moet hy gedood word. Volgens ons wet moet ons hom doodmaak. En watter oorwinning, want as die owerhede en die leraars geweet het wat hulle doen, sou hulle hom nooit gekruisig het nie. Want toe die dag toe hulle hom kruisig, toe word geopenbaar wat die oog nie gesien het nie volgens Korintiërs en die hart van die mens nie opgekom het nie. Wat weggebêre is vir hulle wat hom glo. So toe hulle dit doen, toe hulle hom aan die kruis vasnaal, luister baie mooi, toe hulle hom aan die kruis vasnaal, toe naal hulle hom daar vas vir ons sonde. Hoor jy mooi? Toe naal hulle hom daar vas vir ons sonde. Hulle naal ook, ek gaan al die skrifte vir jou nou wys, hulle naal hom ook vas, of hulle slaan hom aan die kruis vas, om die aanklag van sonde word dan daar vasgemaak, alright, op die kruis. En die aanklaer van die broeders word op die kruis geopenbaar. Maar dis nie al nie. Ook die mens, die vleesmens van sonde. Luister, die vleesmens van sonde se oortredinge word daar weggevat, sodat God die mens nie meer oordeel na die mens van die vlees nie, maar na die mens van die gees. Baie belangrik om dit te weet. Maar toe hy sterf en hy opstaan, toe maak hy hierdie stelling, ek het die sleutels van die dood en ek het die sleutels van die doderyk. En as ek oopgemaak het, kan niemand sluit nie. En as ek gesluit het, kan niemand oop.
So ek beheer. So die dood en die doderyk het hy oorwin, en hy het hom wat mag het oor die dood en die doderyk, het hy oorwin. Maar, nou is daar 'n geweldige misleiding in die kerk van die Here Jesus. En ek gaan dit vir die nou uithaal, dis hoekom ek sê, maak die Bybels vir my oop. Want toe hy opstaan uit die dood uit, al wat hom saak gemaak het, is 'n nuwe skepping. Hoor jy wat ek sê? 'n nuwe skepping, want hy het die ou dinge verbygevat, en alles het nuut geword. En as ek sê die ou dinge, dan is dit die ou dinge van die wet is nie net die 10 gebooie nie. Die wet is nie net die 10 gebooie nie. Die 10 gebooie is deel van die wet. Maar daar is feeste, daar is nuwe maande, daar is sabbate, daar is vlees wat jy mag eet en nie mag eet nie. En al hierdie dinge was deel van die wet. Nou gaan ek vir u iets uit die woord van die Here uitwys, en nou moet jy nie van jou stoel afhaal nie, alright? Kom ons gaan na die boek van, ek het gesê Hebreërs, maar ek wil Romeine kies. Romeine hoofstuk 2, vers 14. Handelinge, Romeine hoofstuk 2, vers 14. Luister nou baie mooi wat die skrif sê. Wie het hom doodgemaak? Nie die Romeine nie. Die Romeine het hom wel gekruisig, maar op aanbeveling van hulle wat die wet onderhou het. So hulle het gesê, jy moet hom doodmaak. So wie het hom doodgemaak? Die wet. Sodat die wet in vervulling kon kom. So, okay? So nou sê Romeine hoofstuk 2 vers 14. Kan ek maar lees, is jy daar? Moet nou nie van jou stoel afhaal nie. Hy sê, wanneer die heidene wat geen wet het nie, het jy dit daar gelees? Kom ek lees dit vir jou. Wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Doepie, luister vanmôre. Toe God vir Israel uit Egipte uitvat, waar was die heidene? Die heidene het nooit die wet ontvang nie. Moet ek dit vir u weer lees? Ek gaan dit vir u uit die Bybel uit lees. Wanneer die heidene wat geen wet het nie. Hoor jy wat ek sê? Met ander woorde, die heidene het geen wet gehad nie. Willem bevestig dit net gou vir my. Want die Here sê op die mond van 2 of 3 getuienis moet 'n saak vas staan. Kom ek wys vir u in die boek van Efesiërs hoofstuk 2. Doepie, is wonderlike nuus, né? Want wat hoor ek en jy elke dag? Kom ons staan, dan lees ons gou die wet van die Here. Dis wat ons Sondag in die kerk hoor. Is dit die wet van die Here of is dit die wet van Moses? Wanneer die heidene wat geen wet het nie, wanneer die heidene wat geen wet het nie, die dinge van die wet doen, het hulle vir hulle self 'n wet geskep, alhoewel hulle geen wet het nie. Die heidene was buite daardie praat van God met die Jood. Hoekom? Die Jood was onder afgodediens groot geword onder Farao se afgode. En omdat God 'n belofte gemaak het aan Abraham,
430 jaar voor die tyd, moes God afgode uit hulle diens, uit hulle lewe uitkry. Maar, die belofte wat God aan Abraham gemaak het, het nie in die wet in vervulling gegaan nie. Dit het in vervulling gegaan na hulle wat gebore is, na hulle wat uit God gebore is, hulle wat deur Jesus Christus gebore het erfgename geword. Luister, het erfgename geword van die belofte wat God aan Abraham gemaak het. Het jy gehoor wat ek sê? Met ander woorde, die heidene is van hier af verby die kruis en daar kom die heidene in. Kom ek bevestig dit vir die. Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2 vers 11 en vers 12. Efesiërs hoofstuk 2 vers 11 vers 11 en vers 12. Luister baie mooi. Hy sê, daarom onthou dat julle wat vroeër heidene was. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word. Hoor jy? Therefore remember that you being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcised, that by which is called the circumcision in the flesh made by hands. Luister nou, vers 12. Dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër was ver gekom, naby gekom. That at that time, ye who were without Christ being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants and the promises, have no hope and without God in the world. Ander woorde, ek en jy het nie ingepas hierso nie. En ek het vir jou of goeie nuus of slegte nuus. Die wet wat van Sinaï afgekom het, wat van jou 'n slaaf gemaak het. Sien jy dit daar? Die wet wat van Sinaï afgekom het, het jou in die duisternis gehou. Dit het die dood veroorsaak. Dit het die vloek van God gedra. Dit was 'n wet, jy het 'n slaaf geword en jy was 'n vyand van God en God moes jou straf as gevolg van die oortreding van die wet. En jy moes werk om jou saligheid te kon behaal. En God was vir jou net 'n God van ver af. Maar toe Jesus Christus kom, toe verander die hele prentjie. Hy sê, ek het jou uit die duisternis uitgehaal en ek het jou oorgebring in die koninkryk van die seun van lig, die seun van my liefde, die koninkryk van lig. Maar ek het jou ook uit die dood uitgehaal en ek het jou lewe gegee. Ek het die seën vir jou, die vloek vir jou in 'n seën verander. Ek het vir jou genade gegee in plaas van die wet. Ek het vir jou 'n vry mens gemaak. Kan ek jou terugvat wat na Galasiërs sê? Paulus sê vir die Galasiërs, toe Abraham 2 seuns gehad het, toe sê hy, die seun van die slaafin mag nie erf wat die seun van die vrye het nie. As jy jouself in 'n posisie van daai plaas, is die erfgenaam of die belofte van die erfenis van God aan Abraham uitgekanselleer. Hy sê, ek het jou van 'n slaaf, het ek jou verander na 'n seun toe.
Waarvoor het Christus gesterf? Omdat hy gesê het, hy is die seun van God. Ek het jou vergifnis aangebied, waar jy 'n straf moes kry. Ek het vir jou rus gegee, waar jy moes werk, want ek het jou rus vir jou bewerkstellig. En nou, aanbid jy nie 'n God nie. Jy aanbid nie 'n God nie. Jy het 'n verhouding met jou Vader. En dit maak die hele ding anderste. Nou kom ons begin vanmôre. Dit was net my inleiding. Kom ons begin vanmôre op wat verlede week ons 'n bietjie gepraat het oor. Nou wil ek hê jy moet jou Bybels vir my oopmaak in die boek van Lukas. Lukas hoofstuk 11. En ek het gesê ek gaan vir julle al hierdie goeie bevestig. Lukas hoofstuk 11. En ek gaan vir die vers 21 en vers 22 lees. En nou wil ek hê jy moet so bietjie jou kop so bietjie by mekaar hou op dit wat ek so pas gesê het, alright? Want ek moet al hierdie goede vir jou bevestig, alright? So ek moet dit vir jou bevestig. Ek het gesê, hy het toe die duiwel oorwin het hy die sleutels van die dood en die doderyk gevat, alright? Maar nou voor sy kruisiging, luister baie mooi, voor sy kruisiging in vers 21, sê hy, onthou hy praat met die fariseërs, en hy praat met hulle wat die koninkryk van God nie ken nie, en hy praat met hulle wat hy in gelykenisse mee praat, alright? So hy moet vir hulle dinge probeer uitspel. Hy sê, when a strong man, wanneer 'n sterk man, wat goed bewapen is, wanneer 'n sterk man, wat goed gewapen is, sy huis bewaak, is sy besittings veilig. Alright? His goods, when a strong man armed keep this palace, his goods are in peace. Maar luister die volgende een. But when a stronger, maar as iemand hom oorval wat sterker is as hy, en om oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg, waarop hy vertrou het, en deel sy buit uit. But when a stronger that shall come upon him and overcame him, he taketh from him all his armor, wherein he trusted, and divided his spoils. Luister vanmôre. Toe die Here aan hierdie kruis sterf, toe vat hy die sterk man, en hy klee hom uit in die openbaar, en hy triomfeer oor hom, en hy vat alles waarop hy vertrou het, van hom af weg. Alright? So, die duiwel, alles wat die duiwel of die aanklaer kon gebruik, is om jou aan te kla oor wat in die wet geskryf staan. Hy kon jou net aankla oor wat in die wet geskryf staan. En hy het die aanklaer uit die weg uitgeruim, en ek gaan dit nou lees, en hy het die aanklag wat teen ons was, uit die weg uitgeruim. Hy het die aanklaer uit die weg uitgeruim, hy het die aanklag teen ons, het hy ook uit die weg uitgeruim, en hy het die sterk man ontwapen. Hoor jy wat ek sê? Hy het die sterk man ontwapen. As jy nou kan mooi in jou gees hoor, dan is die aanklaer van my en jou gewete geneutraliseer. Die aanklaer van die broeders is geneutraliseer. En ek en jy moet vernuwe word in die gees van ons gemoed, sodat ons kan weet, voor God het ek nie 'n aanklagte nie. Want my aanklag is hier op die kruis vasgenaal. Die man van sonde is op die kruis vasgenaal. Die vleesmens wat volgens Adam geskep is op die kruis vasgenaal, en al wat oorgebly het, is 'n nuwe skepping. Daarom sê die skrif, almal wat in Christus is 'n nuwe skepping.
Die ou dinge het verbygegaan en kyk, dit het alles nuut geword. Nou ek en jy word aangekla op grond van wat? Die wet. Ek en jy word ten dode of tot die dood toe veroordeel as gevolg van die wet. Ek en jy word beskuldig dat ons nooit by God sal uitkom nie as gevolg van die alright? Nou kom ek vat u vanmôre. Nou wat sê Matteus 28 vers 18? Matteus 28 vers 18. Net om te bevestig van wat ek so pas gesê het. Matteus 28 vers 18 sê, hy het opgestaan en hy verskyn aan sy disippels vir die eerste keer. En hy sê, aan my is gegee alle mag. Het jy gehoor? Aan my is gegee alle mag in die hemel en ook op aarde. Bevestig dat die vyand se mag gebreek is. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Ek het vir jou by God gaan vrede bewerkstellig en ek het jou aanklaer van jou verwyder. In ander woorde, jy het vrede by God. Ek sê, jy het vrede by God. Ek het die aanklaer verwyder en aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Willem, bevestig dit. Hebreërs hoofstuk 2. Willem, bevestig dit, asseblief. Hebreërs hoofstuk 2. En ek gaan vir die vers 14 lees. Hebreërs hoofstuk 2 vers 14. Is jy almal daar? Hy sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood, luister, hom tot niet kom maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. So kan ek met vermoere met vrymoedigheid sê, toe hy die duiwel in openbaar tentoonstel, toe hy hom uitklee, toe hy hom beroof van al sy mag, en hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, dan het ek en jy die keuse. Ek sê, dan het ek en jy die keuse, wie ons in ons lewe wil glo. Want hy het hom, wat mag oor die dood het, uit die weg het geruim. In ander woorde, hy kan jou nie meer aankla om 'n doodsvonnis oor jou te kry nie. Hy kan jou nie meer aankla om jou skuldig voor God te kry nie. Hy is van sy mag ontroop. En as jy jouself 'n bietjie wil verstout en jy gaan daar na die boek van Openbaring toe, dan sê hy, die aanklaer van die broeders is uit die teenwoordigheid van God uitgewerp. As hy nie toegang tot God het nie, waar kla jou aan? As hy nie toegang tot God het nie, waar kla jou aan? Want die aanklagte wat hy kon gebruik as gevolg van die wet, is vasgenaal op die wet en is dit geneutraliseer. So die enigste aanklag wat hy jou voor kan gebruik, is wanneer ek in my gewete skuldig voel teenoor God. Hoor jy wat ek sê? Dan kan hy my, wanneer ek voor God skuldig voel, dan het die duiwel 'n voet om op te staan. Maar as die sterk man hom oorwin het, moet ek en jy weet, die huis van God is bewapen of bekragtig of wat ook al met die sterker een. Nou moet jy vir jouself die vraag afvra.
En jy alleen kan dit antwoord. Hierdie liggaam, wie se huis is dit? Ek vra jou, hierdie liggaam, wie se huis is dit? Nie net die huis nie, wie se tempel is dit? Nou as God die sterk man in jou lewe doodgemaak het, en God het volgens sy belofte, wat hy deur die mond van die Here Jesus gemaak het, sy intrek in jou huis gaan neem. Hoe kan die duiwel God in jou lewe aankla? Antwoord die vraag vir jouself. Die enigste manier hoe jy jou kan aankla, is omdat die kind van God nie weet waar God woon nie. Dink 'n bietjie. Mense kan jou dalk aankla, maar as jy weet, waar bly die sterker een? Dan sê die Here vir jou, luister vanmôre, dan sê die Here vir jou, daar's Romeine 8 vers 1, ek het dit nie gesit nie, daar's geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Het jy gehoor wat ek sê? Daar's geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is, vir hulle wat nie na die vlees is nie, maar na die gees. Want wat? Luister, mooi, luister vanmôre, die wet van die gees. Gaan lees dit asseblief Romeine 8, 1 en 2. Die wet van die gees, van die lewe van Christus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. So wie is my eie dood, of wie vel 'n doodsvonnis oor my? Ek vra, wie vel jou doodsvonnis? Wie maak jou 'n skuldenaar voor God? Wie maak jou 'n sondaar voor God? Behalwe ek, wat nie vernuwe is in die gees van my gemoed nie. Die duiwel het nie meer die inspraak nie. Kom, ek gaan dit vir u lees, 1 Johannes 3 vers 8. Kom, ek gaan dit vir jou net 'n bietjie verder gaan. 1 Johannes, dis nou die klein Johannes, hoofstuk 3 vers 8. Hy wat sonde doen, is uit die duiwel. Alright? Hy wat sonde doen, is uit die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die vyand te verbreek. Hoor jy wat ek sê? Vir hierdie doel het hy verskyn om die werke van die vyand te verbreek. Nou as ek in sonde is, of ek dink ek is in sonde, dan het die duiwel 'n speelplek met my lewe. Het jy gehoor wat ek sê? Hy sê daar is net nadat Christus Jesus opgestaan het uit die dood, en jy kan dit daar gaan lees in 2 Johannes, die klein Johannes, 2 Johannes, is daar net een sonde. Hy wat nie glo dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dis net een sonde. Hy wat nie glo dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Nou het ek vanmôre vir jou 2 stellings. Hy het in die vlees gekom om op die strate van Jerusalem te wandel. Maar hy het ook sy woonplek in sy tempel kom maak. So hierdie is die vlees woonplek van die Here Jesus wat hy self geskep het om te sê, ek gaan my eie huis vir my bou. So as ek nie glo dat Jesus Christus in my vlees teenwoordig is nie, dan het ek 'n probleem, want dan is my huis uitgevee en skoon en die duiwel het 'n geleentheid vir 'n blyplek. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Hoor jy wat ek sê vanmôre? OK, 1 Johannes hoofstuk 4 vers 8. Klein Johannes hoofstuk 4 vers 8.
For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Sien jy die Engels gebruik 'n ander woord? He might destroy. Want daar's kinders van God, 40, 50 jaar, kinders van God, wat nie weet, dat die mag van die duiwel in sy lewe gebreek is nie. En hulle is werkers wat die duiwel kan gebruik. En weet jy, as ons nie vernuwe word in die gees van ons gemoed nie, ek gaan nou 'n rowwe stelling maak. En luister na hierdie rowwe stelling. Jy sal my nooit sien 'n duiwel uit iemand uitdryf nie, nooit nie. Vir hierdie simpel rede, ek weet nie of sy huis gevul gaan word met God nadat die duiwel uit is nie. En as ek die duiwel uit hom uitdryf, luister baie mooi, as ek die duiwel uit hom uitdryf, ek kan hom uitdryf. God weet ek kan hom uitdryf, maar ek dryf hom nie uit nie. Want ek weet nie, as ek daai duiwel uitgedryf het, en daardie man nie vernuwe is in die gees van sy gemoed, en die gees van God nie sy woning by hom gemaak het nie, die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie sy woning gemaak het nie, die volheid van God nie kom maak het nie, wat sê die skrif? Dan gaan daai vyand deur plekke, en hy kry geen rusplek nie. Dan kom hy, en hy bring 7 ander slegter as hy self. En daardie man se einde is slegter as hy begin. So waarvoor is die kerk van die Here Jesus daar? Waarvoor is ek hier vanmôre agter hierdie preekstoel? Om vir jou inligting te gee, sodat jy die volle gestalte van Christus kan kry. Dis al. Want as Christus se volle gestalte in jou is, dan sê die besetene van Gadara, Here, het U gekom om ons voor die tyd te pynig? So as daardie ou se lewe nie gevul is met God nie, hoor mooi vanmôre, as hy nie die Here in sy lewe het nie, dan maak ek daai man 'n slegter man. En ek het dit oor en oor en oor in my lewe gesien. Oor en oor en oor. Maar ek wil hier daarna Johannes, wat ek sê Johannes, 1 Johannes 4 vers 4. 1 Johannes 4 vers 4. Asseblief luister nou vanmôre wat die skrif sê. Luister vanmôre wat die skrif sê. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in jou is, groter is as hy wat in die wêreld is. Het jy gehoor? You are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Die duiwel soek net wie hy kan verslind. Hy loop net rond en hy soek wie hy kan verslind. En as hy 'n huis vind wat nie gevul is nie, hoor jy wat ek sê? As hy 'n huis vind wat nie gevul is nie, het hy 'n voetplek. En daarom is dit so belangrik om te weet of dat hy gekom het om my te herskep na sy beeld. Nie die vleesmens nie, die beeld van my Skepper. Ek wil graag vir u in Openbaring 1 vers 18 net om te bevestig dit wat ek gesê het oor die sleutels. Openbaring 1 vers 18 sê, en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Met ander woorde, Christus is in beheer en nie die duiwel nie. Maar die kinders van God plaas die duiwel in beheer. Die kinders van God plaas die duiwel in beheer. Ek het gesê hy is gestroop van al sy wapenrusting.
Ek het mos dit gesê. Ek het mos gesê die duiwel, die sterker een het hom beroof van al die wapens waarop hy kon staat maak. Nou gaan ek vir u net ietsie quoteer uit die skrif uit en jy kan dit maar neerskryf, Efesiërs 6 vers 10 tot en met vers 17. Ok, miskien moet ons dit maar lees. Efesiërs hoofstuk 4. Ek het mos gesê ek gaan 'n bietjie langer vat. Efesiërs hoofstuk 6, Efesiërs hoofstuk 6, ekskuus. Efesiërs hoofstuk 6. Efesiërs hoofstuk 6 vers 10 tot en met vers 17. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Weet jy? His might. Nie myne nie, his might. Hy wat binne my is. Put on the whole armor of God. Waarvan is die duiwel beroof? Van sy wapenrusting. So, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. So, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Kan jy sien? Ons stryd is nie met wat binne in my is nie. My stryd is met wat die verleiding wil probeer inbring. Alright? Nou sê hy, daarom trek die volle wapenrusting van God aan, nie joune nie, trek die volle wapenrusting van God aan. Dat jy in staat kan wees om die dag te kan. Kom ek dit net vir jou in Afrikaans lees? Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Het jy dit gehoor? So wat gebruik ek? Ek gebruik die waarheid wat God my gegee het, om weerstand te bied teen die vyand. Right, bevestig, Willem, hy sê, staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord. Luister vanmôre, stand therefore having your loins girt about with the truth. As jy nie die waarheid van God weet nie, as jy nie weet wat die waarheid is, wat Jesus Christus die prys voor betaal het nie, het jy 'n probleem. Staan dan vas julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan. Wat het hy gekom om te doen? Ek gaan vir jou 'n skrif quoteer. Hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons die geregtigheid van God kan word. En as ek die geregtigheid van God het, weet 'n aanklag. En jou voete, of die skoene aan jou voete, met die bereidheid van die evangelie van vrede. Het hy vrede kom bewerkstellig? Here, vrede tussen my en God in die hoogste. En as ek nie vrede met God het nie, het die vyand 'n voet om op te staan. Hoor jy wat ek sê? So hy het gekom om vir ons die waarheid te openbaar. Hy het gekom om die geregtigheid te openbaar. Hy het gekom om vrede te openbaar. Hy het gekom om die skuld van die geloof wat ek moet hê om te weet waarvoor Jesus Christus die prys betaal het, en dan het ek die helm van verlossing op. Right? Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Hoor jy? Die geloof in wat Jesus Christus gedoen het, is die keerding, sodat die vyand nie inspraak kan hê nie. En dan die take the helmet of salvation. Word vernuwe in die gees van jou gemoed. Sit daar die helm van verlossing op.
sodat jy kan weet wat God in Christus vir jou gedoen het en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God wat ek en jy het om te kan sê, as die duiwel vir jou sê, het God gesê, dan sê jy, God het gesê. Dis mos die verleiding van Adam en Eva. Het God gesê. En toe vergeet hulle eintlik wat God gesê het. En die woord van God is, dit wat ek en jy het, om te sê, as die duiwel vir jou sê, maar dink jy, dan sê ek, God het gesê. En dit maak dit. Dit is die einde van alles, alright? Nou wil ek jy vat 'n bietjie na die afgode toe. Kan ek jy maar vat na die afgode toe? Kan ek jou 'n bietjie daar vat oor wat verlede week, waaroor ons so 'n bietjie gesels het? En dan moet jy nou vir jouself 'n prentjie uitmaak van wat hier plaasgevind het. En dan moet jy vir jouself 'n prentjie uitmaak van wat op die kruis plaasgevind het. So kom ons lees gou 'n bietjie daar in 1 Korintiërs hoofstuk 8. 1 Korintiërs hoofstuk 8. 1 Korintiërs hoofstuk 8. En ons gaan daar lees so van vers 4 tot en met vers 7. 1 Korintiërs hoofstuk 8. Ekskuus, ek is bietjie lank. Jy kan volgende week nie kerk toe kom as jy nie wil nie. Alright? 1 Korintiërs hoofstuk 8 vers 4 tot en met vers 7. Onthou wat ek gesê het in die begin, hè? Die wet was nie net die 10 gebooie nie. Daar was ander dinge ook in. Hy sê, wat dan die eet van offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks is in hierdie wêreld nie. Hoor vanmôre die skrif van die Here, dat 'n afgod niks is in hierdie wêreld nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe een. Hoor vanmôre, as concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. Alright? Vers 8. Luister nou baie mooi, ek gaan vers 8, ek gaan tot en met 4 tot en met vers 7. Hy sê, want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar baie gode en baie here is, tog is daar vir ons maar een God. Luister nou mooi. Tog is daar vir ons maar een God, die Vader, uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles en ons deur hom. For thou there may be, of kom uit Paulus sê, daar mag dalk vir julle gode wees. Of dit nou in die hemel is, en of dit, whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many. Luister nou. But to us, to us, there is but one God, the Father of whom are many things, all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. How but, en luister, hier is die kruks van die ding. Hy sê, hierdie kennis, luister daar, hierdie kennis is egter nie in almal nie. How but there is not in every man that knowledge, for some with their conscience of the idol, unto this hour eat it as a thing offered unto idol, and their conscience have been weak is defiled. Hy sê hierdie kennis is egter nie en almal nie, maar sommige nog altyd bewus van die afgod, eet dit as 'n afgodsoffer en hulle gewete wat swak is, word besoedel.
Wat is ons wapenrusting? Die waarheid. Ons wapenrusting is die waarheid. En as ons die waarheid nie het nie, het ons gewete 'n kans om 'n afgod in hierdie wêreld te skep. Het jy gehoor wat ek sê? OK. Hierdie kennis is egter nie in almal nie. Ek wil dit aansluit en ek gaan dit quoteer met 'n skrif. Hy sê, daar is net een Here, Efesiërs 4 vers 5 en 6, as jy wil afskryf. Daar is net een Here, daar is net een geloof, en daar is net een doop. Daar is net een God en Vader, uit wie alles is, deur wie alles is, en tot alles is. Alright? En hierdie God is in ons. So waar is die afgod dan, en waar is die mag van die afgod dan? Geneutraliseer op hierdie kruis. So as jy vir jouself 'n afgod skep, skep jy vir jou gees en vir jou gewete 'n binding voor God. OK. Kom ek vat hier na 2 Korintiërs 3 vers 15. 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 15 en tot en met vers 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 15 tot en met vers 18. En nou kan jy sien hoekom ek vir jou in die begin hierdie punt uitgewys het. Halleluja, baie dankie Here. Hy sê in vers 15, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Hoor jy wat ek sê? Tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Tot vandag toe. En wanneer hulle tot die Here bekeer is, until this day, their minds are blinded when they read Moses. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Alright? Die bedekking sal weggeneem word. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Luister vanmôre in die mooi naam van ons koning. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Wie is die tempel van die Gees van God? Antwoord self. Alright, vers 18 sê, terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in die spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Ek voel ek wil oor die preekstoel spring. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, die verheerliking van Jesus, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Nou as die Gees van God in my is, dan word die bedekking weggevat. En die beste van hierdie wet word as niks gereken met die heerlikheid wat God geopenbaar het aan ons, wat aan hom behoort nie. So tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Tot vandag toe sien kinders afgode raak in die lewe van kinders van God. Tot vandag toe word afgode gereken as iets
terwyl God jou vrygemaak het. Tot vandag toe. Tot vandag toe. Kom ek vat jou, en ek dink ek gaan miskien hier afsluit dalk. Ek wil die vat gou daar na Kolossense hoofstuk 2 toe. Is dit reg so? Kom ek vat die gou daar na Kolossense hoofstuk 2 toe. Kolossense hoofstuk 2, vers 13 tot en met vers 16. En julle wat dood was, hoor jy wat ek sê, en julle wat dood was, deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, ek praat nou met heidene, wat Christus Jesus aangeneem het, wat vervreemd was van die burgerskap van Israel, vervreemd van die verbonde en die beloftes van God in Israel. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Hoe duidelik wil ons hê die skrif moet praat. And you being dead in your sins, daai vleesmens wat dood was in die sonde, en die onbesneden and the uncircumcision of your flesh have you quickened together with him, having forgiven you all your trespasses. Ek vra vanmôre, is my oortredinge vergewe? Antwoord vanmôre. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al julle misdade vergeef het. En luister nou vanmôre. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Blotting out the handwriting. Ek was nie eens onder dit nie, maar hy was so genadig, he blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way and nailing it to the cross. Ek vra vanmôre, het die duiwel 'n voet om op te staan? Het die afgod 'n voet om op te staan? Want die aanklagte en die aanklaer en die man van vlees is daar doodgemaak. So teen wie moet hy die aanklagte maak? Ek vra vanmôre, teen wie moet hy die aanklagte maak? Die duiwel kan net God aankla om te sê, jy was onregverdig om hulle uit my hand uit te ruk. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Dis al aanklagte wat hy het. Here, u het hulle uit my koninkryk van duisternis uitgehaal, en jy het hulle in die koninkryk van jou lewe geplaas, en van jou liefde, jy het my hulle oorgebring, en nou het ek niks om hulle mee aan te kla nie. Die enigste ding, Vader, wat ek kan gebruik, as hulle nie in hulle gewete vernuwe is nie, mag ek toestemming hê om my voet in die deur te kry. En Paulus bevestig dit. Ek het dit net gekwoteer. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Daarom is dit so noodsaaklik dat ek en jy weet. Kan ek nog 2 versies opsit? Asseblief 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 16 en vers 17 en daarmee gaan ek afsluit. 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 16 en vers 17. Halleluja. Luister. Van nou af ken ek niemand meer na die vlees nie. Het jy gehoor wat ek sê? Hy sê van nou af ken ek niemand meer na die vlees nie. En al het ons Christus ook so geken, ken ons hom nou nie meer so nie. Jy het nie gehoor wat ek sê nie. Therefore henceforth know we no man after the flesh.
Yet thou we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Ek ken nie Christus wat in die vlees was, wat gekruisig moes word vir sonde nie. Ek ken die Christus wat alles oorwin het en aan die regterhand van God sit, en ek ken ook 'n man in Christus wat nie na die vlees is nie, maar iemand wat saam met hom opgewek is. Ek ken nie 'n aanklaer van die broeders nie. Ek ken nie 'n man in die vlees, 'n sondige mens wat die vyand kan aankla nie. Weet jy wat ken ek? As iemand in Christus is, vers 17, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Nou wil ek jy vra vanmôre. Ek het nog baie om te sê, maar ek kan nie by dit uitkom nie. Nou sê Paulus, luister, nou gaan ek my Bybel toemaak en ek gaan my preekboek toemaak. Nou sê Paulus, moenie laat iemand jou oordeel in spys of in drank of betrekking met 'n nuwe maan of met 'n Sabbat is, wat net 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Hy sê, vra vir die Galasiërs, hoekom is julle so dom, Galasiërs? Laat julle terugkeer na die eerste beginsels van die wêreld. Nou wil ek kom by waar ek Sondag was, en ekskuus, ek moet dit sê, ek het die paaseier gevat en ek het hom daar gegooi, want in daai paaseier is geen duiwel nie. Al is dit ook watter fees, vir watter afgod, ons het net een God, en dit is uit wie almal is. Dis hoekom ek van my kop af raak, as iemand vir my sê, dat 'n kersboom is 'n duiwelsding. ‘n Kersboom is 'n duiwelsding. Of die paasfees en die paaseiers het sy ontstaan uit 'n afgod uit. Vir my is daar net een God. Vir my is daar net een God. Uit wie ek is, en hy wat deur my lewe. As jy vandag vir my kan sê, op watter dag die Here Jesus gebore is, dan celebrate ek daai spesifieke dag. Maar hoekom ons saam met die wêreld die 25ste Desember celebrate? Maak nie saak of dit se Mary Mouse se seun se herdenking was nie. Ek herdenk hom omdat die wêreld erkenning gee, daar's 'n Messias gebore. So watter dag dit is, maak mos nou nie saak nie. En nou sê Paulus, moenie laat iemand jou oordeel in 'n Sabbat, of 'n nuwe maan, of met 'n fees nie. Alles behoort aan julle. Het jy gehoor wat ek sê? So of my verhouding met God op 'n Saterdag of op 'n Sondag is 'n fout. Ek sê of my verhouding met God op 'n Saterdag of op 'n Sondag is 'n fout. My verhouding met God is elke dag. Want hy wat opgewek is uit die dood, het my lewe gevat. Luister nou na hierdie stelling. Het my lewe gevat en hy het my lewe saam met hom in God verborge. En die enigste een wat toegang het, is ek en my Vader, God se gees en my gees wat gemeenskap met mekaar het. Die duiwel het nie toegang daar nie. En daarom kan hy die stelling maak, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Ek wil weer vir jou Romeine 8:1 van. Daar's geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Vir hulle wat nie na die vlees is nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. En daarom kon Dawid jubel, doepie. Welgeluksalig is die man aan wie God ongeregtigheid nie toereken. Welgeluksalig is die man aan wie God sonde nie toereken nie. Welgeluksalig is die man wie se ongeregtigheid vergewe is en wie se sonde bedek is.
Die kerk van die Here Jesus gebruik die leerstellings van duiwels om die kinders van God tot 'n val te bring. Kan ek dit weer sê? Die kerk van die Here Jesus gebruik die leerstellings van duiwels om die kinders van God tot 'n val te bring, want hulle is in hulle eie gewete gebrandmerk. Dis 'n robberstelling. Vader, baie dankie vir die waarheid. Dankie Vader dat ons met hierdie wete vanmôre uit mekaar uit kan gaan, met hy wat in my is baie groter as hy wat in die wêreld is. En Here, dat ons kan weet, ons vyand se wapenrusting is weggevat, die sterker een se wapenrusting is deel van ons lewe. En daarom kan ek vanmôre sê, Vader, aan U die eer.